Sluit aan by Shink Stories op ons webtuiste en kry die nuutste stories en toegang tot ons hele versameling. Maar vir nou, geniet hierdie storie. Die Bybel wys vir ons die pad. Shink Stories. Jy luister nou na 'n Shink Bybelstorie. 'n Koning is gebore. Aan die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge, ja, alles het deur hom tot stand gekom, en sonder hom is nie eers een ding gemaak nie. In hom was lewe, en hierdie lewe was die lig van alle mense. Hierdie lig skyn in die donker, en die donker kan dit nie stop nie. In die woord van God is daar lewe. Die woord van God se ander naam is Jesus. Sonder Jesus is die wêreld 'n donker plek. Maar God het al heel aan die begin geweet dat Jesus 'n mens sou word en helder lig skyn in die duisternis in. Duisende jare terug het God 'n engel met die naam Gabriël gestuur na 'n klein dorpie in Israel. Hierdie dorpie se naam was Nasaret. Gabriël was gestuur om met 'n meisie te gaan praat. Haar naam was Maria. Hy sê toe vir haar: Maria, God het 'n wonderlike plan met jou lewe. Jy sal vreugde hê, want God is by jou. Maria was bietjie bang, want hoekom praat 'n engel dan met haar? Gabriël sê toe: Maria, moenie bang wees nie. God is bly oor jou. Deur die krag van die Heilige Gees gaan jy swanger word met 'n seun en jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig en sterk wees. Hy sal die seun van God genoem word. Hy sal die beste, vriendelikste koning ooit wees en sy koninkryk sal geen einde hê nie. Maria het vir God geprys en gesing: My God is groot, hy is my redder, hy maak alles mooi. Magtig is hy, sy naam is heilig, hy vergewe almal wat na hom luister. Oud en jonk, kort en lank, groot en klein, my God sal sorg, ja, hy sorg vir my. Net soos met Abraham, Josef en Moses, praat hy ook met my. Maria het toe swanger geword. Haar verloofde Josef kon nie verstaan hoekom sy swanger was nie. Tot 'n engel van God een aand in 'n droom met hom gepraat en gesê het: Josef, jy kan met Maria trou en vir haar lief wees. Die seun wat sy gaan hê, is God se seun, en julle moet hom Jesus noem. Hy gaan die mense red uit hulle sonde uit. Mense sal hom Immanuel noem. Dit beteken God met ons. Josef het wakker geword en gedoen soos die engel van God vir hom gesê het. Toe Maria ver swanger was, moes hulle van Nasaret na Bethlehem reis. Daar was vreeslik baie mense in Bethlehem. Josef en Maria kon geen kamer vind om oor te slaap nie. Daar was ook nie meer plek in die herberg nie, maar die herbergier sê toe dat hulle enige tyd in die stal kan oorslaap, waar dit veilig en warm sou wees deur die nag. In die stal, daardie aand, is Jesus toe gebore. Maria het hom saggies in doeke toegedraai en hom in 'n krib neergelê. Nie ver daarvandaan nie, het herders in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou. Met eens was daar 'n engel van God by hulle. God se helder lig het die nag verhelder. Die engel het vir hulle gesê: Moenie bang wees nie. Ek het goeie nuus wat vreugde gaan bring vir alle mense. En die engel het gesê: Vir julle is 'n redder gebore.
Hy sal die mense verlos en vrymaak van sonde. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. Skielik was daar 'n menigte engele wat God geprys het. Toe die engele van hulle af weggegaan het, het hulle saam besluit om vinnig na Bethlehem te vertrek. Hulle het by die stal ingestap en toe hulle vir Josef, Maria en die kindjie in die krib sien, was hulle oorweldig en so bly. Hulle het ver en wyd gegaan om vir almal te vertel van koning Jesus wat gebore is. 3 wyse manne het 'n helder ster in die ooste sien skyn en hulle het dadelik geweet, die koning van die Jode is uiteindelik gebore. Die ster het voor hulle uitgegaan tot waar die kindjie was. Toe hulle instap en hom saam met Maria, sy mamma sien, het hulle neergeval en in verwondering aan hom hulde gebring. Hulle het skatte oopgemaak en vir hom gegee, goud, wierook en mirre. 'n Kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die beste leier wees. Al die krag behoort aan hom. Hy sal genoem word wonderlike wyse raadsman, magtige God, ewige beste Pa, prins van vrede. Jesus Christus, die lig van die wêreld, het mens geword. Stories. Vir goeie stories in Afrikaans met gesonde waardes en lesse. Sluit aan by Shink Stories.